Gesang 187 is ons laaste voorafgesang. Ons gaan daarvan die eerste en die derde strofe sing, gesang 187. Ons wydingslied vanmôre is gesang 89. U het die brood gebreek eens by die meer, breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer. Ons gaan daarvan al twee die strofe sing, ons gaan dit staande sing, en ek herinner u net weer daaraan, hier by ons is die gewoonte, as die seën uitgespreek word, dan neem ons net weer ons plekke in vir die afkondigings. Maar kom ons staan, dan sing ons wydingslied, gesang 89, al twee die strofes.
Kyk, hier is ek. En ek sal na my skape vra en vir hulle sorg. Want ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, Gesang 25. Lof sing die Here, die ewige, sing tot sy ere. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Loof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof hom, die Heer van alle Here. Kom ons sing vers 1 en 3 tot eer van die Here saam. Liewe gemeente, net soos ons sit, kom ons raak stil voor die Here. Ons almagtige drie-enige God, ons wil alle lof aan U toesing. As ons net dink aan die afgelope week, vir hoeveel dinge ons kan dankie sê. As ons kyk na die natuur daar buite, hoe daar soveel reën geval het, dat plante nuwe blaartjies maak in oomblikke. Dat die gras groen is, stroompies loop. Het is asof die natuur as gevolg van al die heerlike water ook U lof besing. En daarom wil ons vra dat U ons as mens, wat die kroon is van U skepping, sal leer om soos die natuur met blydskap, met eer voor U kan neerbuig en U sal dien.
En daarom is ons ook vanoggend in die huis van die Here, want ons wil graag vra dat U ons sal leer, dat U met ons sal spreek, dat ons ore sal oop wees om te kan hoor, en dat ons werklik hier sal uitgaan en sal onthou. Ons het 'n taak. Leer ons asseblief vanoggend daardie taak. En daarom bid ons dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Liewe gemeente, vanoggend gaan ons eers by die prediking stil staan en daarom kom ons maak ons Bybels oop by Matteus 25. Matteus 25 en ons gaan lees vanaf vers 1. Liewe gemeente, voordat ons begin saam lees, die meeste van ons wat hier in die kerk sit vanoggend is getroud, was getroud, ervaar in hulle harte die behoefte, hulle wil nog trou. Het een van u die dag van u troue ingegaan en gedink, nee, ek wil nie dit doen nie. Het u dalk omgedraai en gesê, nee, ek gaan nie ja sê nie. Diegene van u wat al 50, 60 jaar getroud is, ons sal graag wil hoor wat u gesê het die dag, toe u geweet het, dit is u bruilofsdag. Daardie dag waarna ons uitgesien het, daardie dag van 'n fees wat op ons gewag het. As ons nou vanoggend na hierdie gedeelte in die woord van die Here gaan kyk, kom ons gaan kyk daarna met die woorde wat ons in ons gedagtes het van hierdie bruilofsfees, sien ons uit daarna. Nou kom ons lees Matteus 25 vers 1 tot en met vers 13 dan saam. Die profetiese rede wat vervolg, gelykenis van die 5 verstandige en die 5 onverstandige maagde. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en in die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Ons teksvers is vers 13. Waak dan,
omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, as ons na Matteus 24 kyk en ons kyk na Matteus 25, dan sien ons hoe die Here besig is om die mense te leer. En dit is enkele dae voordat hy gevange geneem gaan word, gevonnis gaan word, gekruisig gaan word. In Matteus 24 kon 'n mens dit eintlik opsom om te sê, dis hoe die toekoms gaan lyk. Dis wat wag. En dan in Matteus 25, hoe die volgelinge van die Here, dit wil sê, hoe kinders van die Here, mense wat sê ons is kinders van die Here, hoe hulle moet lewe. En baie interessant, na die gedeelte wat ons saam gelees het, word in hoofstuk 25 verder uitgebrei. Nie net oor die onverwagse koms van die Seun van God nie, maar ook, wat moet ons doen totdat hy kom? Dat ons met die gawes en die talente wat ons ontvang het, moet werk en ons mag nie slap lê nie. Voorbereid aan die werk, liefdevol tot eer van God. Dis die 3 woorde as ons mekaar dit wil opsom wat ons moet doen. Die belangrik is, in Matteus 24 en 25 moet ons nie die fout maak om die vinger na ons toe te wys en te sê dit gaan oor ons nie. Ons vergeet van die hooffiguur. Ons vergeet van oor wie dit eintlik gaan en dis ons eie almagtige drie-enige God. En hier gebruik die Here 'n voorbeeld van 10 meisies wat op die bruidegom wag. Natuurlik weet ons almal hierdie bruidegom waarvan hier gepraat word, is Jesus Christus wat weer gaan kom. Die wederkoms wat gaan plaasvind. En in hierdie beeldspraak roep die Here sy kinders, sy volk op om te verstaan, hulle is die bruid van Christus. En die eerste wat ons in hierdie gelykenis moet besef is, hy kom weer. So die wederkoms van Jesus Christus is nie maar net 'n gedagte nie. Dis nie maar net 'n bangmaak gedagte om te sê daar gaan 'n einde aan alles kom en dan gaan daar 'n hemel of 'n hel wees nie. Vir kinders van die Here is dit vanoggend belangrik om te verstaan, die wederkoms gaan kom. Is ons gereed? Soos die bruidegom in ons gelykenis teen die aand se kant gekom het, na die plek waar hierdie bruilofsfees gehou gaan word, en dan hierdie 10 meisies wat gereed moet wees. Die Here gaan ons kom haal vir die bruilofsfees van die Lam. Hoor u hoe bevoorreg ons is om ingesluit te kan wees? Die bruilofsfees van die Lam. 'n Huwelik en dan ook die huweliksonthaal. En dis hoekom ons begin het om vir mekaar te vra, was ons opgewonde die dag toe ons getroud is? Het is altyd so lekker om te sien as 2 jong mense trou en hulle gesigte te sien, maar hulle is lief vir mekaar, hulle gee om vir mekaar. Hier die jong bruid wat op haar mooiste lyk vir haar bruidegom.
Hierdie bruidegom wat daar staan met jeugtige krag, reg om hierdie huwelik te begin. Die sprankel van jong liefde, die uitsien na 'n feesmaal met die heerlikste kosse wat vir ons voorberei is. Die bande van nuwe familielede wat by mekaar kom, 2 families wat verbind word deur hierdie huwelik. In ons gelykenis is daar iets wat baie, baie belangrik is en ouers, praat met julle kinders daaroor. As ons 'n huwelik reël in vandag se tyd, dan is daar 'n datum en 'n tyd en hy word vasgemaak. 'n Datum en 'n tyd waar 2 mense trou aan mekaar beloof. Maar in ons geleesde gedeelte, hierdie bruidegom, Jesus Christus wat kom, ons weet nie die tyd nie. Ons weet nie die dag nie. En dit is vir die mens onmoontlik om te kan uitwerk wanneer dit gaan gebeur. Daar was al verskeie geleenthede in die verlede waar mense datums vasgemaak het en gesê het, hierdie dag gaan die Here kom. Of dis onwaar, of ons het dit misgeloop. Maar as ons gedeelte lees in Matteus 25, dan staan daar vir ons 'n woord wat baie belangrik is in vers 5, en terwyl die bruidegom talm om te kom. Talm beteken, hy gaan kom, maar hy wag nog 'n bietjie. Hy kom nog nie. Maar nou, wanneer hy kom, is ons gereed om saam met hom bruilofsfees te hou, onbeskryflike vreugde te ervaar. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, is dit moontlik dat iemand wat vanoggend in die kerk sit, iemand wat sê hulle ken die Here, is dit moontlik dat hulle hierdie bruilofsfees kan misloop? Die antwoord daarvan is ja. Die probleem is, ons moet nie net van die bruidegom weet en dink ons ken hom nie. Jy moet regtig deel wees van hierdie bruidegom en uitsien daarna om saam met hom fees te hou. En maak nie saak die tyd en die plek nie, jy's gereed. Jou lamp het olie in en jou kannetjie by jou het nog bietjie meer in. Ingeval ons net bietjie langer moet wag. En dan is daar 'n paar woorde. As ons kyk na vers 13, ons teksvers, waak dan. Wees wakker in vers 7. Wees gereed in vers 8. Wees voorbereid in vers 3 en 4. Tref al die nodige voorbereidings. Wees soos hierdie 5 verstandige meisies wat gereed was vir die bruidegom. Gereed wees en voorbereid wees is nie iets wat net van tydjie tot tydjie plaasvind nie. Wat beteken dit? Hoe werk hierdie tydjie tot tydjie vir ons as groot mense? Die meeste van ons, toe ons gebore is, het ons pa en ma gesê, hulle moet gedoop word. En hulle het voor die kansel gestaan en hulle die doopbelofte afgelê. Het hulle die doopbelofte afgelê?
Omdat dit 'n belofte in hulle hart was, of was dit tradisie gewees? Ons is daarom in die kerk. Dan kom ons agter, maar kerk en godsdiens loop eintlik saam. Maar dan, ons word bietjie ouer en dit meng in ons tyd. Dit meng bietjie in. Ek wil nog naweke weg gaan, ek wil nog gaan motorfiets ry. Ek wil nog soontoe gaan en ek wil hierheen gaan en ek wil dit doen en ek wil dat doen. Nee, dit meng nou 'n bietjie in. En dan op 'n dag besef jy, maar jou kind moet belydenis van geloof af lê, want hy kan regtig nie die eerste een in die familie wees wat dit nie doen nie. Daardie jaar moet ons bietjie meer kerk toe gaan. En dan op 'n dag kom ons agter, maar ons wil trou. Nou kort ons 'n droom nie. Vergeet van die kerk, ons kort 'n droom nie. Ons wil darm voor die Here hierdie belofte af lê. En dan, soos die Here dit beskik, kry ons self kinders. En dan wag ons eers 'n bietjie. Ons geniet eers nog ons lewens. En op 'n sekere stadium kort ons weer die kerk, want die kind moet gedoop word. Maar nou word die kind gedoop, want oupa en ouma het so gesê. Dis nou tyd. Jy het nog nie vir boetie of sussie gedoop nie, dis nou tyd. En dan op 'n dag gaan ons dood. En dan kort ons weer die kerk. Of ons kort ten minste dan 'n droom nie, maak nou nie saak of ons by die huis gou die gedenkdiens hou nie. Is dit hoe ons as kinders van die Here gereed maak om vir die Here te wag? Om vir die een te wag wat sy hele lewe vir jou gegee het. Hy wat geen sonde gedoen het nie. Hy wat niks verkeerd gedoen het nie. Hy staan op en hy sê, gee julle sondes vir my, ek sal dit dra. En dan wil ons die Here van rukkie tot rukkie dien. Hoe bly ons gereed? Jy doen dit deur sonder ophou jou lewe lank selfondersoek in te doen. Om jou lewe te toets aan God se woord. En wat gebeur as jy jou lewe toets aan God se woord? Dan kom jy agter ook, wat doen ons verkeerd? Maar dit stop nie daar nie. Jou lewe lank word dan 'n reis van belydenis en vergifnis. Dan doen jy dit jou lewe lank deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Om as gehoorsame kind met hoop te kan leef. Maar nie met hoop wat miskien gaan gebeur nie. Hoop wat 'n belofte is. Hoop wat vir jou sekerheid is waarin jy vandag kan vas staan. Hoop wat in die toekoms is, maar wat nou al vir jou 'n waarborg is. Om met afwagting vir die Here te wag. Om met 'n verwagting uit te sien. Om getrou die Here te dien. Om met liefde by hierdie deure in te loop en te sê, maar ons wil die Here dien. En ons wil hom met oorgawe dien. Om getrou kerk toe te kom. Om Bybelstudie te kom bywoon.
om jou hande aan te bied en te sê, ek wil vir die Here werk. Om op jou eie toegesluit te sit in jou eie huis, stoksiel alleen. Dit is moeilik om alleenstaande te bly. Maar as ons medegelowiges is, as ons saam uitsien na die wederkoms van ons Here Jesus Christus, dan sal ons mos nie lou word nie. Want as die een sterk is, dan draai die ander een. As die ander een weer sterk is, dan draai die ander een. As die een swaar kry of siek is, dan bid die ander vir hom of haar. Dan sal ons nooit in hierdie tydjie tot tydjie fase ingaan nie. Ons sal vas bly staan en verstandig wees vir die Here. Weet jy, ons moet iets onthou uit hierdie gelykenis uit, en ek weet nie of u dit raak gelees het nie. Hierdie 5 onverstandige meisies, hierdie 5 dwaase meisies, hulle was nie heidene gewees nie. Dis hoekom ons die vraag mekaar vroeër gevra het, kan iemand wat vandag hier in die kerk sit, die wederkoms van Christus misloop? Nou ons moet vir mekaar sê, niemand sal dit misloop nie, want jy gaan dit beleef. Die vraag is net, gaan jy die ewige lewe beerwe in vreugde, in troos, in rus, of gaan daar vir jou die ewige straf wag, omdat jy nie in die Here geglo het nie? Hierdie 5 dwaase meisies was kerkmense gewees. Hulle was saam met die ander meisies besig om te wag vir hierdie bruidegom. Hulle het almal in die slaap geraak. Die tyd was lank totdat hy kom en hulle het moeg geword. Hulle raak in die slaap. Hulle het ook moeite gedoen om daar te wees. Hulle het olie in hulle lampies gegooi. Hulle wou ook hierdie bruilofsfees bywoon. Maar dan was daar 'n probleem. Daardie ekstra kannetjie olie wat die hele nag sou kon hou, het hulle nie gehad nie. Hulle was nie gereed nie. Hierdie saak om gereed te wees was nie vir hulle belangrik genoeg nie. Hulle het die bruidegom verwag. Hulle weet hy kom. Maar hulle is nie gereed nie. En toe die bruidegom uiteindelik opdaag, rondom middernag, het hulle met skok agtergekom dat hierdie fees gaan plaasvind. En hulle is nie gereed daarvoor nie. Geliefdes in Here Jesus Christus, ons praat baie oor die wederkoms. Ons praat baie daaroor om vir mekaar te vra, is jy gereed? As die Here Jesus Christus nou kom, op hierdie oomblik, watter kant van die deur gaan u staan? Gaan ons aan die kant staan in die donkerte, met 'n lampie in ons hand wat genoeg olie gehad het na die tyd, maar wat nie die deur oopmaak nie? Of staan ons
binne hier die bruilofsfees, agter die deur. En ons hou saam fees. Ons hou saam fees. Want ons ken die bruidegom, ons is lief vir die bruidegom. Ons dien die bruidegom. Ons gaan hom tegemoet met 'n opgewonde hart. 'n Hart wat jubel en juig. 'n Hart wat gewaak het. 'n Hart wat gereed was, maak nie saak wanneer hy kom nie. 'n Hart wat uitgesien het dat hy moet kom. 'n Hart wat nie bang is dat hy moet kom nie. 'n Hart wat nie onseker is oor sy koms nie. Aan watter kant van die deur staan u en ek vanoggend? As ons vandag hier uitgaan, en ons kan nie hierdie vraag met sekerheid antwoord nie, dan is dit belangrik dat ons moet besef, ons lampie se olie is nie genoeg nie. Kom ons maak ons lampies vol, kom ons maak ons kannetjies vol. Kom ons wees gereed. Amen. Nou, liewe gemeente, wonder u seker, hoekom het ons vanoggend eers by die prediking stilgestaan? En die rede daarvoor is dat ons, as ons wil gereed wees vir die bruidegom wat kom, gee die Here vir ons sy wet wat ons kan lees. En ons kyk na onsself en ons besef ons is sondig. Maar dan kan ons dit bely. Daarom as ons die wet van die Here klaar gelees het, sing ons Psalm 25 vers 1. Psalm 25 vers 1. En nadat ons geloof bely het, Psalm 25 vers 2. Wat sê die wet van die Here vir ons? Eksodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.
Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, wanneer ons met 'n ware berou en 'n opregte geloof ons toevlug tot Jesus Christus neem, verkondig die woord van God vergifnis van sonde. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Maar as jy onverstandig is, as jy nie gereed is vir die bruidegom wat kom nie, hoor wat word daar ook vir ons geleer vanoggend. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard, wat die genade van God verwerp, verkondig sy woord, dat sy straf en sy toorn op hulle bly, so lank as wat hulle in die sonde bly voortlewe. En dit is hoekom ons die wet van die Here vanoggend saam gelees het, dat ons kan hoor ons is skuldig voor die Here, maar ons is nie verlore nie, want in Christus ontvang ons verlossing van ons sonde. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, as ons vanoggend die vraag antwoord, is ons gereed dat die Here vandag moet kom? Wat kan ons anders bely as die woorde in die 12 artikels? Bely dit in die hart soos volg saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Ons almagtige drie-enige God, ons aanbid U naam, want U is die enigste lewende God. Here Jesus, ons sien uit daarna vir die dag wat U op die wolke weer gaan kom. Die dag wanneer hierdie pyn, swaar kry, verdrukking, die rampe wat plaasvind, die dood wat soveel van ons al getref het, dat ons sal besef en weet, maar ons lewe en ons kan uitsien na die wederkoms. En dat ons saam met Paulus in Filippense 2 kan uitroep en sê, maar elke knie sal voor U buig. So elke een sal weet U is die bruidegom. Maar dan gaan daar, soos U woord ons leer, skape en bokke wees. Skape, want U is hulle goeie herder en hulle ken U stem en hulle volg U en hulle is gereed. Maar dan is daar ook die bokke, wat nie gereed is nie, wat onverstandig opgetree het, wat vergeet het dat U kom. En daarom bid ons dat elkeen van ons wat in hierdie kerk vanoggend sit,
hier sal uitstap met die vraag, maar is ek gereed? Maar dat die heerlike antwoord in ons gedagtes en ons harte na vore kom, op grond van die kruis van Jesus Christus. En ek glo in die verlossing van my sondes met my hele hart. Is ek gereed? En daarom bid ons. Here, as dit U wil is, kom gou. Die dinge wat in die wêreld gebeur is nie reg nie. Mense wat so maklik hulle rug teen U draai. Mense wat mekaar besteel. Mense wat mekaar vermoor. In 'n oomblik nie omgee vir 'n lewe, vir 'n selfoon of vir R50 nie. Mense wat nie bang is om te sê, maak dood nie. Help ons, leer ons om voortdurend selfondersoek in te stel, om voortdurend net by een antwoord uit te kom, en dit is, Here, ek is gereed. Wat 'n voorreg is dit nie, om te kan weet, dit is genade alleen. Dit is U liefde wat dit moontlik maak. Ons bid vir ons gemeente, ons bid vir elkeen wat swaar kry. Ons bid vir elkeen wat op hierdie oomblik verward is, wat onseker is, wat nie weet watter kant toe nie. Ons bid vir elkeen wat vanoggend in hulle harte ervaar, maar sonder U is ons verlore. Wat opnuut weer vanoggend op hulle knieë wil neerval en sê, Here, hier is ek. Help ons, dat ons altyd by daardie belydenis sal uitkom dat U die enigste lewende, ware God is. En dit is die rede hoekom ons dit in die naam van Jesus Christus bid. Want daar is geen naam voor wie ons knieë wil buig as U naam nie. Amen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons kry nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.
Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, kom ons sing met dankbare harte Gesang 299, vers 1 en vers 2 saam tot eer van die Here. Ek weet verseker, Jesus is Heer. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind, nou het ek vrede. Ek is Gods kind. Kom ons sing vers 1 en 2 saam tot eer van die Here. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede, omdat u weet, u gereed is as die Here kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen. Liewe gemeente, François vra, hy wil net gou 'n spreekbeurt hê, so neem asseblief net weer die sitplekke in. Liewe gemeente, in die week het daar 'n belangrike ding plaasgevind en dit is dat ons dominee Woensdag verjaar het. Hier by ons, as ons kinders verjaar, dan het ons op 'n Vrydag in die kwartaal vir elkeen wat in die kwartaal verjaar het, 'n lekker partytjie. So wanneer 'n mens verjaar, en dit maak nie saak hoe oud 'n mens word nie, elke verjaarsdag is 'n baie spesiale dag. En jy sal sien, ons dominee is 'n bietjie flou vanmôre, want hy het gister en Vrydag aand hard gewerk om vir ons 'n bietjie iets voor te berei, waarna ek hier dan nou almal uitnooi vanmôre om te gaan kyk in die kombuis. Daar is heerlike eetgoed. So kom geniet en wees saam met die gemeente bly en ook saam met sy verjaarsdag vier hy en Hetty dan ook hulle 21ste
'n huweliksherdenking. En Etty, ek dink die medalje moet aan jou gaan. Nie omdat ons dominee moeilik is of stout is nie, maar 'n huwelik bestaan uit twee mense, maar as jy 'n dominee is daar 'n derde persoon betrokke. En dit is die gemeente. Hierdie dominee van ons is baie lief vir hierdie gemeente. En hierdie gemeente is net so lief vir ons dominee. En ons is bevoorreg dat ons 'n leraar en 'n herder het wat vir ons voorgaan, soos wat ons vanmôre ook gehoor het. Verlede Sondag het ons die seën van die Here ontvang, en ek dink dis gepas dat die gemeente ook die seën op hom en aan hom oordra. En daarom vra ek dat ons dan sal om toebid, Psalm 134 vers 4, laat Heer die seën op hom daal, u guns uit seën hom bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil Heer u seën oor hom gebied. Ek wil hom graag toewens gesondheid, die seën van die Here in sy nuwe lewensjaar wat vir hom voorlê. Kom ons staan, dan sing ons vir hom die seën van die Here. Psalm 134. Liewe gemeente, baie dankie vir daardie pragtige wense. Maar François, so in 'n ligte luim. Jy sê het die korte medalje, maar ons kan kyk wie is die grysste van ons twee. Liewe gemeente, namens die kerkraad net die volgende afkondigings. As ons vanoggend se tema neem van die diens wees gereed. Kyk hoe werk die Heilige Gees dat ons vanaand by die tema kan stilstaan. Maak jou geloof 'n verskil in hoe jy elke dag leef. U sal sien die diakens staan by die deure. Ons het vanoggend die voorreg om vir die Willie Libbe Studiefonds deurkollekte te hou. En dit is 'n studiefonds van ons kerkverband waar ons teologiese studente help dat hulle ook hulle grade kan kry. En ons as kerkraad het dit ook so goed gedink dat ons op grond van hierdie uitnodiging, hierdie deurkollekte nog steeds gaan hou vir hierdie doel. En ons het teologiese studente hier by ons in die gemeente wat ook swaar kry, wat ook moeilik trek. En ons wil graag deur hierdie deurkollekte hulle bystaan dat hulle ook hulle studies kan voltooi. So kom ons ondersteun ook hierdie gedagte vir 'n deurkollekte vir die Willie Libbe Studiefonds. Liewe gemeente, dan jy sal sien die bevestiging van kerkraadslede, al die name van die broeders is in die afkondigings. Jy het briewe ontvang, asseblief so gou as moontlik antwoord op hierdie briewe, die roeping wat ook aan u gegee word, en dan sal die bevestiging plaasvind die 30ste Maart. Dan onder verjaarsdae wil ons vir almal wat verjaar sê baie geluk met hulle verjaarsdag. Mag dit 'n wonderlike dag wees en mag daar vele geseënde jare wees wat voorlê. Nou daar is 2 kinders wat verjaar en 2 persone wat ouer is as 80, en ek gaan nou eers oor 2 dit afkondig, en dis Annelie Kreer, as sy gou vir ons kan opstaan.
Sy word 'n volle 14 hierdie komende week. Dan Tannie Mims Forsie is as gevolg van haar gesondheid kan sy nie meer die dienste bywoon nie, so ons dink aan haar ook met haar verjaarsdag. Maar nou die twee wat ek uitgelaat het, daar's 'n ou seentjie wat 1 jaar oud word. Nou ou Brand Bester, daar staan hy by die agterdeur, hoor as sy pa. Maar liewe gemeente, saam met hom, as u kyk oom Kleintjie Dupree, dit is sy oupa. So oupa Grootjie. Dis nie net oupa nie, is oupa Grootjie. Oom Kleintjie Dupree, hy word 82 jaar oud. Nou hulle verjaar letterlik 'n dag uit mekaar uit. Maar saam met hulle wil ek asseblief vra. Ons almal ken vir Constant en Sunay en ons het al gesien Sunay is weer swanger en nou Brand word 1 en Katrein word gebore. Nou haar tyd is eintlik nie hierdie week nie, maar die week daarna, maar dit lyk asof Katrein haar opwagting gaan maak bietjie vroeër. So as dit die Here se wil is, sy sien môreoggend die dokter. En as dit dan nodig is, moet daar 'n keiser gedoen word. So kom ons dink ook aan ons gebede aan hulle, dat alles sal goed gaan en dat Katrein op die tyd kom soos die Here bepaal, en dat ou Sunay ook die kans gaan kry om by die huis te wees, om Brand se verjaarsdag te vier. Maar baie geluk aan almal wat verjaar, en baie seën en voorspoed vir die jaar wat voorlê. Dan, liewe gemeente, Woensdag is dit ons AP Akademie se grade plegtigheid hier by ons in die gemeente, en dit is dan nou ook so, dat as gevolg van al die gebeure wat dan plaasvind, ons nie 'n oggendbetuur en 'n Bybelstudie gaan hê nie, en weer die week daarna sal voortgaan. Vanaand na die aanddiens, alle jeug, nou jeug is al ons jong mense, asseblief, kom vanaand, kom drink 'n koppie koffie na die diens saam. Ons kuier heerlik saam en bespreek soms iets wat lekker is om saam oor te gesels. So al die jeug, kom vanaand en dan kom gesels ons bietjie oor dit. Nou hierdie jeug is nou almal wat uit die skool uit is, of wat matriek is, wat klaar belydenis van geloof afgelê het. So asseblief kom en kom geniet dit saam met ons. Dan, liewe gemeente, vir die grade plegtigheid benodig ons 25 dosyn soetappies en 25 dosyn soutappies. As u moontlik kan help in hierdie verband, asseblief maak by Lucy 'n draai, sy is in die kombuis, en dan as u dalk kan help, ons vra asseblief die dames, as u kan help, 9 tot 2, en soos ek verlede Sondag ook gesê het, hoe meer ons is, dan kan ons miskien nog in 2 groepe opdeel, so iemand staan nie die hele dag nie. So kom help asseblief, dat ons ook hierdie 'n besondere geleentheid kan maak vir die akademie. En dan weer eens ons dakverfprojek, vir diegene van u wat dit nou nog nie gesien het nie. Daar by die aansteekbord is daar plakkers wat so lyk, en jy trek 'n plakkertjie af. Jy skenk miskien 'n sekere bedrag vir verf, of jy skenk arbeid, trek die plakkertjie af. Plak hom daar op die pink briefie, skryf jou naam en selnommer daar neer, en Lucy sal dit dan opvolg. Maar kom ons ondersteun hierdie geleentheid, dit gaan tot einde Mei, en dan sal ons in die winter die dak moet verf. U sal sien, die kerk en die saal se dak begin roes, en dit moet behandel word, anders gaan ons groot skade ly. Liewe gemeente, dit is ons afkondigings, voorspoed vir die week, en ek sien u daar buite vir 'n koppie koffie en tee.